Paulus begin Romeine 12 nie met 'n skuldgevoel of vrees of 'n oproep tot werke of prestasie nie. Hy begin met hierdie een groot waarheid. God het hom oor jou ontferm. Voordat jy iets kon terugdoen, was sy genade reeds oor jou lewe uitgestort. My en jou oorgawe begin dus nie by ons vermoëns nie. Dit begin by God se ontferming. Wanneer Paulus sê hy pleit, in Grieks is dit parakaleo, is dit 'n dringende, aanhoudende oproep. Hy roep jou ernstig en liefdevol op om jou hele lewe, elke deel daarvan, elke minuut, volledig aan God oor te gee, soos 'n lewende offer wat vir hom aanvaarbaar is. Dit is asof hy vandag nog by ons aandring, my broer en my suster, kyk net, hoe het God hom oor jou ontferm? Hoe kan jy anders leef as in totale oorgawe? Ons vergeet maklik wat hierdie ontferming Jesus gekos het. In Jesaja 53 vers 5 word dit lank vooruit reeds geprofeteer. Hy is deurboor vir ons oortredings, verbrysel vir ons sondes. Ons vrede is teen die duurste prys in alle ewigheid gekoop. In Christus het God hom oor ons ontferm op 'n manier wat ons nie kan uitmeet nie. Hy het ons vrygespreek, skryf Paulus in Romeine 3 vers 24 en in hoofstuk 5 vers 5, dat God vir ons die Heilige Gees gegee het en sy liefde in ons harte uitgestort het. En daar teen die einde van hoofstuk 8 hoor ons dat ons verseker kan weet dat niks ons van God se liefde kan skei nie. Dit is die kernwaarborg van ons hele bestaan as gelowiges. En juist dit maak Paulus se pleidooi so oortuigend, omdat God alles vir ons gegee het, is die enigste logiese reaksie om ons hele lewe terug aan hom te gee. Nie om God se guns te probeer koop nie, maar uit dankbaarheid. Dit is om te sê, Here, U het U lewe vir my gegee. Daarom behoort my lewe nou aan U. Ware disippelskap begin by hierdie besef, ons is nie meer ons eie nie. Ons is gekoop teen die hoogste prys, die lewe van Jesus Christus self. Wanneer jy weer sy kruis, sy lyding, sy opstanding en sy onophoudelike liefde voor jou geestesoog sien, word oorgawe nie 'n las nie, dit word die natuurlike logiese antwoord. Ware disippelskap begin nie by inspanning nie, maar by bewondering, nie by jou poging nie, maar by God se genade, nie by wat jy moet regkry nie, maar by wie hy vir jou is. God vra nie dat jy hom moet beïndruk nie. Hy vra dat jy hom moet vertrou om jou hart, jou planne en jou identiteit, jou alles, in sy deurboorde hande te plaas. So verander genade jou. Dit wek 'n verlange om vir hom 'n offer te wees, uit liefde, nie dwang nie. Neem vandag 'n oomblik en maak 'n lys van 3 konkrete maniere waarop jy onlangs God se ontferming, sy genade ervaar het. Laat dit die vertrekpunt van jou dag se oorgawe wees. En bid dan, vra vir die Here, Here, op grond van U groot ontferming, gee ek myself opnuut vandag weer aan U. Kom ons sê dit ook sommer nou in gebed vir hom. Here, help ons en help my ook vandag om nooit te vergeet of te onderskat hoe groot en opreg U ontferming oor my is. U ewige en onvoorwaardelike liefde. Here Jesus, die prys wat dit U gekos het, omdat U in U genade U oor my ontferm het, gee ek my lewe, my alles opnuut weer aan U. Ja, Here, ek wil 'n offer, 'n lewende en heilige offer op U altaar wees. Amen.